moenie met wyn dronk word nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees van God vervul. Is u werklik met die Gees van God vervul? Weet u, as u vervul is met die Gees van God, dan het u hele hart gegee, sodat hy daarin kan woon. Wat 'n goddelike vreugde, wat 'n goddelike blydskap, dit is as ware so groot, dat het jou verstand te bowe gaan. Jesus volkome in jou lewe. Geen wonder dat hierdie vervulling met die Heilige Gees iets van die uitwerking het, wat wyn het, as 'n uitwerking op die lewe van 'n mens wat dit misbruik. Weet jy wat? Dan word jy iemand wat skaamteloos is. Maar nou skaamteloos vir die koninkryk van God. Nou in 'n goeie sin van die woord, roekeloos vir die koninkryk van God. Jy gee jouself absoluut radikaal oor, en jy is nie iemand wat teruggetrokke en jouself wegsteek nie. Jy gee jouself net eenvoudig vir die koninkryk van God. Is jy al so vervul met die Heilige Gees? Het Jesus Christus so 'n plek in u lewe kom inneem? God wil dit nou van jou weet. Jy wat luister na hierdie boodskap, waar staan jy in hierdie oomblik? Maar om dit te kan kry, luister baie mooi. Sê die Bybel as voorwaarde, moet jy dors wees. Kom julle wat dors is. Sal nie help as hierdie boodskap in hierdie oomblik op jou ore val en jy het nie dors nie, jy wil ook nie dors wees nie, en jy wil ook God nie hê nie. Wat gaan jy met hom maak? Is daar 'n dors in jou hart? Dit moet 'n dors wees soos 'n man wat in 'n woestyn verdwaal het. En na dae sonder water, is daar net een behoefte by hom. Hy wil nie geld hê nie, hy wil nie klere hê nie, hy wil nie artikels hê wat waardevol is nie. Een ding wil hierdie man hê, een ding wil hierdie mens hê, een ding soek hy, water om te kan drink. Ek het dors. Is hy so dors? As hy so dors na die evangelie, kan hy nou net daar waar u sit, kan hy 'n nuwe mens word. In Christus Jesus sal u nie so dors nie. O, kom met u hele hart, kom met u hele lewe en sê, Here God, ek het klaar met die stryd op aarde met myself. Ek gee my oor net soos wat ek is. Ek dors na die geregtigheid van God in Christus Jesus. Kom vervul my in hierdie oomblik. En wat sal die uitwerking wees? O, so goddelik. Die Bybel sê dit duidelik. Hy sê vir 'n doringboom sal daar nou 'n sipres opgaan. Vir 'n distel sal daar 'n mirteboom opgaan. Wat wil die Bybel hierdeur sê? Dat daar 'n radikale verandering in 'n lewe van 'n mens kom wat in ontmoeting was met Jesus Christus. Sal jy nie in hierdie oomblik luister nie? Sal jy nie nou dors tot God nie? Sal jy nie kom net soos wat jy is nie? Sê vir hom, hier is ek. Nou, Here, net daar waar u sit, net daar waar u in hierdie oomblik ingeskakel is, buig net u hoofde, buig net u hoof.